Goeiemôre broeders en susters en kinders. Ons het vanoggend voor die diens enkele afkondigings wat ons moet hanteer. Die algemene afkondiging is die kollektes is vir die diens van barmhartigheid. By die deure gaan dit vir die kerklike tydskrifte en dan volgende Sondag se deurkollekte is vir die teologiese studentekas. Dan vanoggend het ons die voorreg om die sakrament van die heilige doop te kan bedien aan die dogtertjie van Dewald en Rochelle van der Merwe, Marlie Lenae. Dis hoekom haar sussie vanoggend hier voorsit en baie opgewonde is, want dit is vanoggend dan haar sussie se doop. So ons is dankbaar om hulle hier te hê, die oupas en die oumas wat vanoggend ook hier is, ooms en tannies, hele familie is hierso. Dis altyd wonderlik as in hulle familie doop is, want dan is die kerk vol, want daar's baie mense. So ons is dankbaar daarvoor ook. Dan broeders en susters, die gemeente van Montana Poort het vanoggend nagmaal en derhalwe het ons nie vanoggend tee nie, want die saal en die kombuis word daarvoor gebruik, maar die katekisasiekinders vra ons om na die diens vinnig hier na vore te kom, dat ons kan open en die katekisasie kan afhandel. So daar's nie vanoggend na die diens tee nie. En dan 'n laaste afkondiging, 'n belangrike afkondiging. Broer Don Foster wat in die hospitaal opgeneem is gisteraand oorlede en ons wil vanoggend ons meelewing betuig met Suster Velma, sy dogter en haar kinders. Die Andrewse wat ook by ons in die gemeente is en ek wil vra dat ons 'n oomblik sal opstaan om ons meelewing te betuig. Baie dankie. Dit dan wat ons afkondigings vanoggend betref, kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat hulle vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing saam Psalm 113, die eerste en tweede vers, waarna ons ook ons geloof sal bely.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Vanoggend gaan ons na die wet van die Here luister uit Deuteronomium 5 en dan ook enkele verse uit Deuteronomium 6. Dit gaan nie op die bord verskyn nie. Vanoggend luister ons na die wet van die Here. Daar staan in Deuteronomium 5 vers 5, die Here, belangrik, die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Nou is belangrik as 'n mens hierna luister, hier staan in vers 16, ons ken dit almal as die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Nou as 'n mens daardie gebod in jou lewe 'n werklikheid wil maak, dan is dit belangrik dat jy die volgende hoofstuk gaan lees, hoofstuk 6, want daar sê die Here, luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders.
Met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande. Dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkusyne en op jou stadspoorte. Dan daardie woorde wat die Here hier gee, hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat. Kom ons sit so, dan antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 139 se eerste en se laaste vers, waarin ons bely dat die Here weet alles in ons lewens, maar waarin ons ook vra in vers 12, dat die Here elkeen van ons harte, deur ons Here Jesus Christus en deur die Heilige Gees, sal vernuwe en vir ons sal wys waar ons in ons lewe op die verkeerde pad is. Kom ons antwoord daarop en ons sit so en dan sing ons saam vers 1 en vers 12. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, almagtige, ewige God. Ons dankie dat ons vandag ook kan opkyk en kan bely dat as die Here die huis nie bou nie, as die Here die stad nie beskerm nie, ja, as U nie vir ons sorg nie, dan is ons verlore. Dan's alles wat ons doen in die lewe heeltemal te vergeefs, heeltemal hopeloos en nutteloos. Daarom bid ons vandag en vra dat U ook deur elkeen van ons sal werk. Dat U deur elkeen van ons sal bou en beskerm. Dat U elkeen van ons sal gebruik om ook U huis te bou. En daarom vra ons dat U vanoggend ook deur die verkondiging van U woord elkeen van ons opnuut sal oproep tot dankbaarheid vir U genade, sal oproep tot 'n lewe tot die eer van U naam. Ja, dat U deur die Heilige Gees ons ook in gehoorsaamheid aan U sal laat lewe. Ons vra ook dat U vir ons alles sal gee wat ons nodig het om dit te doen. Bo alles die liefde vir mekaar. Ons gebed is dan vanoggend ook dat U
juis ook die troos sal gee wat nodig is. Ek dink in besonder aan hulle in ons eie gemeente wat 'n geliefde ook, 'n oupa in die dood afgestaan het gisteraand. Ons dra hulle aan u troue Vader sorg op. Ons bid ook vir hulle wat siek is, hulle wat weens ouderdom nie hier saam met ons kan wees nie, hulle wat op reis is. Ons dra elkeen aan u troue Vader sorg op. Ons bid ook dat u kerk oor die wêreld heen sal seën en dat deur u kerk ook u koninkryk in hierdie wêreld sigbaar mag word. Ons vra ook dat u ons genadig sal wees en ons sondes sal vergewe. Nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus ontwil. Amen. Ons gaan vanoggend luister na 'n gedeelte uit die Ou Testament uit en dit is die gedeelte uit 2 Samuel daarvan af vers 22. Dit handel oor die geskiedenis van Eli en sy seuns. Daar staan in 1 Samuel 2, Eli was al baie oud en wanneer hy alles hoor wat sy seuns aan al die Israeliete doen en dat hulle by die vrouens slaap wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting, sê hy vir hulle, waarom doen julle sulke dinge, dat ek aanhoudend by die hele volk moet hoor van julle slegte dade? Ag nee my seuns, die gerugte wat ek verneem is nie goed nie. Julle verlei die volk van die Here, en wanneer die een mens teen 'n ander mens verkeerd optree, sal die regters die saak uitmaak. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan die saak uitmaak? Hulle het egter nie na hulle pa se vermaaning geluister nie, want die Here het besluit om hulle dood te maak. Maar die seun Samuel het groot geword en die Here en die mense was hom goedgesind. 'n Man van God het by Eli gekom en vir hom gesê, so sê die Here, ek het my duidelik geopenbaar aan die huis van jou stamvader, toe die volk in Egipte aan Farao onderdanig was. Ek het jou stamvader vir my uit al die Israelitiese stamme as 'n priester uitgekies, om my altaar te bedien, om wierook te brand, en om 'n skouerkleed voor my te dra. Ek het jou familie al die vuuroffers van die Israeliete gegee. Waarom verag julle my diereoffers en my graanoffers, waarvoor ek voorskrifte in my woonplek gegee het? Waarom ag jy jou seuns belangriker as vir my, deurdat julle vet maak met die beste uit al die offers van my volk Israel? Daarom lewer die Here, die God van Israel, uitspraak. Ek het nadruklik gesê, jou huis en jou nageslag sal my altyd in die tempel dien. Maar nou sê ek, die Here, dit sal nie gebeur nie. Want die een wat my eer, sal ek eer, en die een wat my minag, sal ek minag. Daar kom 'n tyd dat ek die priesterskap van jou en jou familie af sal wegvat, en in jou familie sal niemand oud word nie. Jy sal in nood na my woonplek staan en kyk, terwyl al die weldade wat ek aan Israel sal bewys. In jou familie sal niemand ooit oud word nie. Net een sal ek nie van my altaar afsny nie. Maar wanneer ek jou oë laat dof word en jou gees stil maak, sal die meerderheid van jou huis in die vleuer van hulle lewe sterf. En wat met jou 2 seuns, Hofni en Pinias, sal gebeur, sal vir jou die teken wees. Op dieselfde dag sal hulle albei sterf. Dan sal ek vir my 'n betroubare priester aanstel. Volgens my wil en wens sal hy handel, en ek sal vir hom 'n bestendige nageslag gee. Hy sal altyd diens doen as my gesalfde priester, maar elkeen wat uit jou familie oorbly, sal voor my 'n priester kom buig vir 'n geldstukkie of 'n snytjie brood en sê,
neem my tog op in een van die priesterordes, dat ek 'n stukkie brood kan hê om te eet. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend, en die belangrike verse dan vanoggend is waar die Here vir hom sê, dit sal nie gebeur nie, want die een wat my eer sal ek eer, en die een wat my minag sal ek minag. Dit dan die woorde van die Here aan Eli. Kom ons sing eers saam in antwoord hierop. Ons gaan Psalm 45 se laaste 2 verse sing, en wanneer ons dit sing, dan kyk ons wat word daar gesê oor vaders en kinders, oor nageslag. Hier staan, wanneer u vaders heen moet gaan, sal in hul plek 'n nakroos staan. U vestig hul met vaste hand as vorste in die ganse land. En dan staan daar in vers 16, ek sal o vors u eer bewys, u naam deur die geslagte prys. Kom ons staan, ons sing vers 15 en 16 saam. Dit is so, broeders en susters, dat alle mense kom op 'n tyd in jou lewe wat jy kan nadink oor jou lewe en wat jy gedoen het of wat jy bereik het. Baie van ons sal dalk dink aan wat ons by die werk bereik het of hoe groot ons bankbalans is. Maar die meeste mense later in hulle lewens, op die einde van hulle lewe, is interessant dat as jy by iemand staan wat in 'n hospitaalbed lê, niemand wat daar lê sal kla dat hulle te min tyd by die werk deurgebring het nie. Niemand sal kla dat hulle nie meer tyd op kantoor was of besig was met hulle werk nie. Dis nie die dinge waaroor mense aan die einde van hulle lewe 'n wroging het nie. Want as 'n mens vir ouers en selfs vir kinders sal vra wat hulle graag sal wil verander in hulle lewens, gaan jy hoor dat baie mense sal vir jou sê, ek het nie genoeg tyd saam met my familie deurgebring nie. Ek het nie genoeg tyd saam met my man of my vrou deurgebring nie. Ek was nie daar om my kind se eerste tree te sien. Dis die goed waaroor mense laat in hulle lewens 'n wroging sal hê. Weet jy, dis eintlik ironies, want niemand hoef so te voel nie. Hoekom nie? Want deur eenvoudig huisgesinne te wees wat God bedoel het ons moet wees. Huisgesinne tot sy eer. Daardeur hoef jy nie so te voel nie.
Ons moet dit nooit vergeet nie, broeders en susters. Almal van ons lewe as huisgesin voor God. Pa, ma, kind, oupa, ouma, almal van ons lewe as huisgesin voor God. En alles wat ek doen, as 'n pa of 'n ma of 'n oupa of 'n ouma of 'n kind, moet ek doen tot die eer van God. Eer jou vader en jou moeder moet na vore kom. En daarom is dit eintlik skokkend as 'n mens daaraan dink, dat die Here vir Eli gesê het, die een wat my minag, sal ek minag. Want dis wat die Here vir Eli gesê het, en dis belangrik dat 'n mens dit hoor, en dat 'n mens daarna oor sal nadink. Hoekom sê die Here dit vir Eli? Die Here sê eintlik vir Eli, weens die sondes van sy seuns het die Here 'n totale afkeer in die hele huisgesin en die hele nageslag van Eli gekry. Hoekom? Want Eli se seuns het saam met hulle pa in die plek met die naam Silo gebly. Hofni en Pinjas het elke dag van kleins af gesien hoe hulle pa in die tent van ontmoeting gewerk het as priester van die volk Israel. Hulle het gesien as hy offers namens die volk bring. Hulle was bewus daarvan dat die Here bestaan. Hulle het geweet wat die geskiedenis van die volk Israel is, want hulle het in die, noem dit maar, in die kerk groot geword. Maar hulle ignoreer die Here, hulle maak asof hy nie bestaan nie. Hulle het nie rekening gehou met die Here nie. Daarom was dit vir hulle ook nie 'n probleem om die offers van die Here te ontheilig, soveel so dat die mense later selfs 'n afkeer in die offer self begin kry het nie. Ons moet onthou die gebruik was dat die priesters van die volk Israel 'n deel van die offerhande wat die volk na die Here toe gebring het, kon vat om vir hulle self ook 'n bestaan te maak. Ons almal ken die verhaal van waar hulle die vurk moes indruk in die pot gaar vleis, en dit wat dan op die vurk sit, het die Here vir hulle gegee. Maar hierdie ouens het dit nie so gedoen nie. Hulle het voordat die vleis gekook is, dit al gaan steek, want dan kan hulle meer vir hulle self op daardie vurk sit. En selfs die vet wat die Here gesê het net aan hom gewy moet word en verbrand moes word, het hulle vir hulle self gehou. En mens moet ook nie dink dat dit wat hulle gedoen het ongemerk skelm by Eli verbygegaan het nie. Tog hoor 'n mens nie dat Eli enigiets gedoen het om hulle teen te gaan nie. Want in werklikheid moes Eli hulle doodgemaak het. Maar hy tree nie op nie. Dis hoekom ons sê Eli se optrede teen sy seuns skiet te kort. Want hy skram weg, hy doen niks. En eers as hy hoor sy seuns het nou al begin om ontug te pleeg met die vroue wat in die tempel moet werk, en dat hulle die volk wat die offers na die tabernakel toe bring sleg behandel het, dan eers probeer hy iets doen, dan eers sê hy iets. Hy spreek hulle aan. Dit wat julle doen is sonde teen die Allerhoogste. Daar's niemand wat vir julle versoening sal kan doen as julle so aangaan nie. Julle stel 'n slegte voorbeeld vir die volk. Nou op die oog af klink dit grootmoedig van 'n besorgde vader. Maar dis te laat. Dis veel te laat. En dan laat hy na om die straf te voltrek. Dan los hy hulle om aan te gaan in plaas daarvan dat hy hulle tugtig. Daarom sê die Here vir hom: "Waarom ag jy jou seuns belangriker as vir my, deurdat julle vet maak met die beste uit al die offers van die volk Israel?" Julle is saam met hulle in die ding.
Die priester van God faal om sy eie huis in orde te kry. En Eli was so besig gewees met sy werk as priester, dat hy nooit sy werk as 'n pa gedoen het nie. Daarom as ouers moet ons besef dat ons altyd in Christelike huise eerste verantwoordelikheid teenoor God het. Beide pa en ma en kinders ook moet aan God verantwoording doen. En geen verantwoordelikheid ten opsigte van, maak nie saak wat daar is, jou werk, jou kerk, jou skool, geen ander verantwoordelikheid wat jy in die wêreld het, mag die van jou verantwoordelikheid as pa of ma verdring nie. Ons as ouers, as gelowige mense, moet ons prioriteit stel. En die belangrikste dinge in die lewe is dat eerste gestel moet word, is die opvoedings van my kinders tot die eerbied van God. Geen geld, geen leksure, geen skole, geen universiteite, selfs katekisasie kan 'n ouer se verantwoordelikheid vervang nie. Want dis een van die grootste drogredenasies wat mense vandag het. As hulle dink ons kinders gaan God leer ken by die skool of Sondag by die katekisasie of by die kerk. Dink 'n bietjie, broers en susters, hoeveel tyd spandeer ons saam met ons huisgesinne, saam met ons kinders, kleinkinders, families? Hoeveel werklike sinvolle gesprekke het mense met mekaar? Meeste mense sal sê so 1 of 2 ure op 'n dag in mekaar se geselskap. Maar dit is interessant, navorsing het bewys dat paas vandag so min as 37 sekondes verbale kommunikasie met hulle kinders het. Terwyl die teenoorgestelde waar is van tegnologie. Die gemiddelde kind vandag tussen 20 en 50 ure per week net met tegnologie besig. So wanneer 'n mens eers besef dat meeste kinders se verhouding met die Here, hoor mooi, word gebou voordat hulle skool toe gaan. Met ander woorde, voordat hulle kan lees of skryf of tel, word kinders se verhouding met die Here gebou. Hoe? Hulle kyk na ma en na pa, na oupa en na ouma. Dan eers besef ons die verantwoordelikheid wat op ouers se skouers rus. En watter aanklag dit is, dat ons kinders meer leer uit 'n skerm uit, as uit onsself. Daarom die vraag, wat leer ons kinders in ons lewe en in ons optrede as hulle na ons kyk? Want dis die belangrike saak van opvoeding, wat hoor mooi deur niemand anders as deur ouers wat die doopbelofte aflê, nagekom moet word nie. Dat 'n mens God moet leer ken en weet hoe om hom te dien en hom te vertrou, dat jy aan God die eer in jou lewe sal gee. Dis wat 'n kind by sy ouers moet leer, of by haar ouers, om met die Here rekening te hou. Nou Eli het dit nie gedoen nie. Sy seuns het dit nie gedoen nie. Hy het dit nie vir sy seuns geleer nie. Hulle was vir hom, sê die Here, belangriker as die Here self. En daarom hoor ons die straf van die Here op Eli se huisgesin. En dis eintlik die ironie van die saak, is Eli se seuns het nie die Here geminag nie. Hulle het selfs hulle pa geminag. Want dis die gevolg daarvan, as kinders nie meer die Here ken nie, as kinders nie meer die Here eer nie, dan minag hulle ook hulle ouers. En dis hoekom die vraag gevra moet word, hoe sal hulle dan nog ag slaan op wat die Here sê? Daarom sê die Here, hulle sal doodgemaak word. Niemand in Eli se huis sal 'n lang lewe hê nie.
En dit stel vir ons eintlik die 5de gebod in perspektief: eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Hierdie eer wat God vir ons as huisgesinne gegee het in die 5de gebod, word dan Eli en sy huisgesin ontneem. Inteendeel, die Here spreek sy minagting uit oor die huis van Eli. Eli se huis word nie net hulle amp ontneem nie, hulle word ook hulle lewe ontneem. En dis wat gebeur wanneer kinders nie die Here leer ken nie. Hulle word hulle lewe ontneem. Jy beroof eintlik jou kind van sy of haar lewe. Iemand het dit eendag mooi gestel. As jy die dag sterf, wat vat jy saam? Al wat jy kan saamvat, is die mense vir wie jy lief is. Jou kinders, jou familie, jou vriende. Maar om dit te kan doen, moet jy vir hulle leer wie die Here is. En dis juis wat met Eli gebeur. Sy afstammelinge, sy nageslag sterf almal jonk, sê die Here. Selfs die een wat nog in die ambt gaan bly, sê die Here vir hom, gaan nie deel in die glorie van Israel nie. En die teken hiervan, sê die Here, is dat sy 2 seuns, Hofni en Pinias, albei op dieselfde dag sal sterf. En dis presies wat gebeur het. En op daardie dag het ook Eli gesterf. Maar tog is hier 'n wonderlike belofte in ons teksgedeelte opgesluit. Ons kernvers, die Here sê vir ons, die een wat my eer, sal ek ook eer. Die een wat my eer, sal ek eer. En daarom die vraag eintlik, as ons kan afsluit aan elkeen van ons. Wat leer ons kinders by ons? Leer hulle God ken? Leer hulle God gehoorsaam? Leer hulle om op God te vertrou? Sien ons kinders in ons lewens en in alles wat ons doen, dat die Here God daarby betrokke is? Of leer hulle ook om nie met die Here rekening te hou nie? Want onthou, dit is 'n lewensbelangrike vraag hierdie. Dit is lewensbelangrik vir ons en ons kinders. Want ons lewe as 'n huisgesin voor God. En so sê die Here, die een wat my minag, sal ek minag. Die een wat my eer, sal ek eer. Vir die een wat my eer, sal ek die lewe gee. Amen. Kom ons sit so, ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons gaan vanoggend luister, broeders en susters, na die formulier vir die bediening van die heilige doop. Die formulier vir die heilige doop sê vir ons dat die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in 3 punte saamgevat. Nou dis dieselfde 3 punte as wat jy by die nagmaalsformulier ook kry: sonde, verlossing en dankbaarheid. Dis dieselfde 3 punte wat ons ook in die Heidelbergse Katekismus vind. Wat moet ek weet om salig te kan lewe, om gered te kan wees? Sonde, verlossing en dankbaarheid. Nou die eerste dan sonde. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom aan die toorn van God onderwerp, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê
ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Die tweede punt is dan ons verlossing. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God geregverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons om hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Dan die derde punt, ons dankbaarheid, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof is. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. En omdat die doop dan nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoerig te onderrig. Nou om hierdie instelling dan tot die eer van God te gebruik, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente, kom dat ons saam bid. Almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sonvloed gestraf, maar die gelowige Noag met sy gesin, net 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het ook die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink, maar U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop ook vir ons afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U ook vanoggend hierdie kindjie van U wat gedoop word, genadiglik wil aansien, deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word, maar ook met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis ook blymoedig dra,
en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders is nie as voortdurende sterwe, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder 'n verskrikking voor die regterstoel van Christus u Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ek gaan vra dat Dewald en Rochelle vir ons na vore kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit ook julle gesindheid is, moet julle van julle kant af opreg op die volgende vrae antwoord. Eerstens, hoewel ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande elende aan die verdoemenis self onderworpe is, bely hulle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Tweedens, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk ook hier geleer word, die ware, volkome leer van saligheid is. En laastens beloof julle en neem julle voor om hierdie kindjie, van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Ek gaan dan vra dat Marley Lenaey vir ons na vore gebring word. Marley Lenaey van der Merwe, ek doop jou in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek gaan net vir pa ook ietsie oorhandig. Ek gaan vra dat ons vir haar en haar ouers sing, Psalm 115. En wanneer ons dit sing, dan staan dit so mooi, die Here se seën wat op ons en ons kinders rus. En wanneer ons dit sing, dan sing ons dit ook in antwoord op vanoggend se prediking, waarin ons kan bely dat die Here ook ons en ons nageslag sal seën. Kom ons staan en ons sing saam Psalm 115, daardie vers 7 en vers 8. Zie je
Kom ons bid saam. Almagtige God en barmhartige Vader, ons dankie en ons loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun, Jesus Christus ons Here, al ons sondes vergewe het en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het en dat U dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid U dan ook deur hom U geliefde Seun dat U ook vir Marley Lenae altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat sy ook Christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy ook U vaderlike goedheid en liefde en barmhartigheid, wat U aan haar en aan ons almal bewys het, eendag kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar en koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe, om moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk te stry en te oorwin, om U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees en U as die enigste ware God ewig te loof en te prys. Amen. Ons kan ons sitplekke inneem. Daar is nou geleentheid vir die diakens om ons liefdegawes op te neem. Voordat ons die laaste psalm sing, waar's Gerard? Daar agter staan hy. Ons moet vanoggend eervolle ontslag uit die ampt van die diaken gee aan broer Gerard Oukamp. Hy en sy gesin gaan na die gereformeerde kerk Brooklyn toe, maar dis eintlik 'n mooi storie. Hulle seentjie Hardes wat altyd hier rondhardloop, hy speel dromme, maar hy speel dit baie goed. En toe het die gereformeerde kerk Brooklyn uitgevind van klein Hardes en hulle het hom gekontrakteer. Hulle wou tot vir sy pa petrolgeld gee. Toe sê hulle nee, dankie, om vir die studente daar by hulle die begeleiding te gaan doen saam met die in hulle eredienste. So ons bid vir Gerard en hulle gesin ook die seën van die Here toe. Hulle het vir 'n paar maande so op en af probeer jag tussen hier en daar, maar dan is jou Sondag nie lekker nie. So ons bid vir hulle ook die seën van die Here toe en ook vir klein Hardes met sy talent wat hy het, wat hy ook daar kan gaan uitleef in die gereformeerde kerk Brooklyn. Daarmee dan eervolle ontslag uit die ampt van diaken vir Gerard. Dan broeders en susters, 'n laaste psalm, ook 'n belofte psalm in aansluiting by die doop, in aansluiting by die prediking vanoggend. Daardie bekende woorde, die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Psalm 105, ons sing die eerste en die 5de vers.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters. Enkele afkondigings na die diens. Die verjaarsdae vir die week. Bid ons almal wat verjaar die seën van die Here toe en besonder dan ook vir tannie Annetjie de Klerk wat 78 word en dan vir almal wat saam met haar die week verjaar, bid ons die seën van die Here toe. Dan die vergaderings vir die week, die kerkraad en die diakens vergader môre aand om 18:30. Die Bybelstudie is Woensdae om 9:30 by die pastorie. Dan eerskomende Saterdag is die kattebak verkoping. Enige iemand wat daarmee wil deelneem of daarmee kan help of wat ietsie daarvoor wil gee, is welkom om dan ook vir Suster Rietjie te kontak, dat ons die reëlings kan tref. Dan die 5de Junie is die susters weer 'n wegneem ete gereël ten bate van die kerkas. Dit dan wat ons afkondigings betref vanoggend. Ek sal nou maar bieg, ek het vanoggend sleg gevoel toe ek haar doop, want daai water is ijskoud. So dit was vir haar nie 'n goeie belewenis nie. So maar ja, dit is in hierdie koue kerk nog daai koue water op jou kop te gooi. Is nie 'n goeie ding gewees nie, maar ons is dankbaar saam met julle ook. Ons kan dan na buite beweeg. Ek vra die kinders om gou hier na vorentoe te kom asseblief.